Ek wil vir ons graag lees uit Johannes 21 vers 15 wat die volgende sê. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom: laat my lammers wei. Nadat Jesus Petrus herstel het en die sorg van sy kudde aan hom toevertrou het, herinner hy ons almal aan die belangrikheid van vergifnis, leierskap en diens. Laat ons soos Petrus getrou wees in ons liefde vir Christus en ons toewyding aan ons geloof en die behoeftes van ons broers en susters om na hulle om te sien. Laat ons 'n herder wees, 'n herder wat vriendelik, geduldig en sagmoedig na mekaar omsien. Kom ons sluit ons oë. Here, ons dankie dat ons vandag by mekaar kan wees, om onsself te herinner dat u vergifnis vir elkeen van ons genoeg was, en dat u ons elkeen oprig en ons oprig om as herders van 'n klein geloofsfamilie te wees. Here, daar in ons huise, in ons omgewing, hier by ons geloofsfamilie, mag ons u kudde voed. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om dit te kan doen. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir elkeen van julle wat vandag hier teenwoordig is. Weet dat die Here vir jou lief het. Dat hy van die begin af die wêreld geskep het en besluit het, jy is ook nodig hier. Weet dat hy sy seun gestuur het om vir jou te kom sterf en op te staan. En weet dat die Heilige Gees steeds vandag met elkeen van ons is. Amen. Kom ons staan en ons aanbid die Here. Ons doen dit uit volle bors uit saam met Franswa en die span. Dankie, Franswa. Dankie, Arlene. Groot is U Heer, regverdig en getrou, U wat beloftes hou van wie is. Groot is U Heer, gekleed in majesteit, U wonders spreek weertyd van wie is. En ek sal U loof van die goedheid
as ek brief roep hierdie liefde gee, is daar die ene wat ek weet. Is die ene mens wat lief kan kry, die liefde om te gee. De hoofd so mooi van 'n God in my. Die is die vaste rots wat ewig sal bly staan. Die is die bron van alles wat goed is waar ek Here, dankie dat ons dit kan sing vanoggend. In u genade woord, daar kom vind ek rus. Vlekkeloos is wat ek is. Ons het verlede naweek daaraan gedink, Here, dat u vir elkeen van ons mens geword het, gekruisig is, gesterf het. Maar dankie dat ons weet, u het opgestaan. En u berei ons plek voor, en daarom kan elkeen van ons sê, vlekkeloos, in u is dit wat ek is. Want o Vader, u kyk na my deur die bril van die Seun se bloed. Herskep, nuut gemaak, verlos, vrygemaak, vrygekoop van die dood. Groot is die Here. Hy gaan voor ons uit. Hy kom nie net op 'n donkie aangery in die stad en palmtakke wat voor die val nie. Hy hang aan 'n kruis. Die steen word weggerol, die graf is leeg, die lappe is opgevou. En ons God is die oorwinnaar. Dankie dat ons vanoggend ook met hierdie aanbidding u kan vier. As u opgestane Here. En dat elkeen van ons vanoggend kan sê, Here, neem my lewe net soos wat ek is. Ek kom na u toe. Dankie dat u my aanvaar.
met al my foute, al my tekortkominge, al my sonde, al my onsekerheid, al my seer. Ek bring dit na U toe. Ek kom lê dit voor U voete neer, Here. Neem my alles. Neem my lewe, laat dit toe. U gebruik is meer en meer. Laat my hart gedurende raak. En van dankbaarheid getuig. Neem my Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons U vanoggend as geloofsfamilie kan aanbid. Dankie dat U ons versigtinge hoor, dat U ons gedagtes ken en dat ons vanoggend na U toe kan kom en kom Here en vra Here dat U met ons sal praat. Dankie vir die woord en dankie dat ons vanoggend die woord ook kan lees en ek wil bid dat die Gees ook vir ons die woord sal oopbreek. Kom Here, want ons as die kinders wil graag luister. Amen. Geliefdes, ons het verlede week saam in die Paasnaweek het ons die opstanding gevier en ons is nou juis ook in die tyd nou na opstanding op pad na Pinkster toe en ons het gedink om in hierdie tyd bietjie by Jesus se gesprekke stil te staan wat hy met mense in die Johannes Evangelie ook gehad het volgens Johannes en daarom ook vanoggend is die tema gesprekke met Jesus en ons gaan dan spesifiek ook by Petrus stil staan en ons gaan saam Johannes 21 lees. Julle sal onthou dat ons die Paasnaweek het ons bietjie by Johannes stil gestaan, Johannes 13 en dan ook van Johannes 18 tot 20
wat ons het. En nou daar is mense wat reken dat Johannes 21 dalk bietjie later bygeskryf is, nadat Johannes 20 afgesluit is, maar ons lees graag Johannes 21, soos ons dit dan ook hierso in ons Bybels het. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan visvang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi en vanweer die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolei was skaal en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disipels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om hom te vra, wie is u? Nie. Hulle het geweet dat dit die Here is. Hulle kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy die dood opgewek is. Toe hy klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Johannes, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom 'n 3de keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die 3de keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. Toe Petrus omdraai, sien hy 'n disipel vir wie Jesus baie lief was, wat ook by die maaltyd na Jesus se kant toe oorgeleun en gevra het, Here, wie is u verraaier? Toe Petrus hom dan sien, vra Petrus vir Jesus, Here, en wat van hom? Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy my. Die gerug het toe onder die broers versprei dat daardie disipel nie sal sterwe nie. Jesus het egter nie vir Petrus gesê dat daardie disipel nie sal sterwe nie, maar as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Dit is die disipel wat oor al hierdie dinge getuienis aflê en dit beskryf het en ons weet dat sy getuienis waar is. Daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het, maar as dit een vir een beskryf moet word, dink ek, sou die hele wêreld nie genoeg plek vir die boeke hê nie. Tot sover die skrifgedeelte. Waarskynlik toe ek hierdie teks gelees het,
Het dit jou gevoel, maar jy het dalk al hierdie teks al iewers gehoor. En ja, jy's reg. In Lukas 5 roep Jesus vir Petrus. En jy sal onthou dat Jesus by die meer gekom het, dieselfde meer as hierdie meer van Tiberias, in die skuit geklim het en van daar die mense geleer het, en dan vir Simon Petrus het gesê, hulle moet dieper invaar, om nog vis te gaan vang. Hulle sien natuurlik, hulle het nog nie gevang nie, en dan vang hulle 'n klomp visse, en dan besef Petrus dat dit die Here is, en dan sê hy, gaan asseblief weg van my, of ek is 'n sondaar. En dan kom hulle terug aan wal, en begin Petrus en ook van die ander, Thomas en Didimus en so, begin dan ook Jesus dan volg. En nou, 3 jaar later, lees ons dan van wat gebeur, wat in Johannes 21 beskryf word. En wat met Petrus dan ook gebeur het. Ons sien dat Jesus dan weer aan sy disippels verskyn, by die see van Tiberias, en dan noem Johannes vir ons dat daar 7 disippels verskyn, saam met Petrus was, wat gaan visvang het. Nou dink jouself vir 'n oomblik in, hulle het so pas die opstanding beleef, hulle het Jesus gesien, hy het aan hulle verskyn al, maar waarskynlik weet hulle nie heeltemal wat gebeur het nie. Hulle probeer nog woorde vind, probeer verstaan, wat het hulle lewe eintlik verander. En vir 'n oomblik as ons by Petrus stil staan, dink ek dat Petrus tot die besef kom en dink, maar wat het ek gemaak? Hoe is dit moontlik dat ek nou is waar ek is? Ek het Jesus verloon, ek het gesê ek ken hom nie, en al wat ek ken eintlik is om te gaan visvang. En dan gaan vang hy maar vis. En hy vat van sy vriende saam, en hulle gaan vang vis. Natuurlik vang hulle niks nie, en Jesus vra vir hulle, het julle al iets gevang? En dan sê hulle, nee, hulle het nog iets gevang nie. Hulle gooi die net uit, en hulle vang 'n klomp vis, en dan die disipel, wat sy naam nie genoem word nie, Johannes, sê vir hom, Petrus, dis die Here. En ek wonder wat het toe deur Petrus se kop gegaan, want daar moes 'n klomp goed deur sy kop gaan. Skielik besef hy staan sonder 'n hemp op die skuit, besig om vis te vang. Hy besef dis die Here, hy trek 'n hemp aan en dan spring hy die see, en swem kant toe. Want hy weet eintlik nie wat om te doen, wat hy besef dis die Here. Hy wil waarskynlik wegkom, hy wil waarskynlik eintlik vir die aarde sê, aarde sluk my in, ek kan nie die Here van aangesig tot aangesig sien nie. En dan kom hulle by die skuit, kom hulle by die land aan, en dan vers 9 sê, toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand, en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Nou, wat ek nogal raak gesien het, dat die woord wat hier in Johannes 21 vers 9 vir vuur gebruik word, is die Griekse woord vir 'n kolevuur, en is dieselfde vuur in Johannes 18 vers 18. Wat het in Johannes 18 gebeur by 'n vuur? Petrus het Jesus verloon. En nou, as ware weer by 'n volgende vuur, by dieselfde vuur, het Jesus vuur gemaak en gesê, kom ons praat hieroor. Dit staan nie, maar ek wil amper sê, kom ons praat hieroor. Ek wil met jou praat. En dan begin hulle saam eet. Daar was nogal 'n vraag van, hoekom, weet ons is 153 visse. Van die mense sê, dalk vir die belasting wat hulle ons betaal, of omdat hulle dit dalk wou verkoop, en so, maar Jesus, 1 vers 12, sê vir sy disippels, kom eet. En iemand het op 'n stadium dit nogal mooi gesê, Leonard Sweet sê, Jesus het mense in die koninkryk ingeëet. En hy nooi hulle en sê, kom eet saam. En Petrus eet, en dan sê Johannes vir ons, dit was die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het. En ek dink toe hulle klaar geëet het, wat hierso dan staan in vers 15, begin Jesus 'n gesprek met Petrus. En sê vir hom, Petrus,
het jy my lief? Meer as hulle hier. En hy antwoord dadelik, ja Here, u weet dat ek u lief het. En waar Jesus dan vir hom sê, laat my lammers wei. 'n tweede keer vra Jesus vir hom, het jy my lief? En 'n derde keer vra Jesus vir hom, het jy my lief? Nou, Petrus is bietjie stadig, want hy lyk my doen alles in dries. Want hy verloon Jesus 3 keer, en dan vra Jesus ook 3 keer vir hom, het jy my lief? Nou, daar word verskillende woorde vir het jy my lief gebruik, en ek dink, dis waarskynlik wisselterme, wat hier dan gebruik word, maar die punt wat Jesus dan eintlik besig is om met Petrus te praat, is, hy vra vir hom die belangrikste vraag wat hy hom kan vra, Petrus, het jy my lief? Hy vra nie vir hom, Petrus, is jy jammer wat jy gedoen het nie? Is jy spyt dat jy my verloon het nie? Petrus, hoekom het jy my gekeer dat ek moes sterf? Toe Jesus vir hom moes sê, maar Petrus, staan uit my pad uit. Jy wil nou wat mense hê nie wat God wil hê nie. Of Petrus, sal jy my nooit weer in die steek laat nie? Jesus vra vir hom die belangrikste vraag, Petrus, het jy my lief? Waarop hy dan antwoord, ja, ek het jy lief. En dan kom Petrus tot die besef dat Jesus hom vergewe het. Dat Jesus vir hom die opdrag gee en sê, kyk na my kudde. En ons weet die beeld wat Jesus dan ook gebruik van sy volgelinge in Johannes 10, van 'n herder en sy kudde, gee hy ook dan vir Petrus die opdrag en sê, kyk na my kudde, kyk na my mense wat ek ook aan jou toevertrou het. En ons weet dan later hoe Petrus 'n geweldige impak gehad het met sy bediening ook verder. Maar die ding wat Jesus dan vir hom sê, as hy antwoord, het jy my lief, sê hy vir hom, volg my. En ek dink vanoggend, as ons saam dink oor wat beteken Jesus gesprekke, nie net met Petrus nie, maar Jesus gesprekke met ons. Wil Jesus vanoggend, kan ek sê, vra, het jy my lief? Want ons sukkel baie keer soos Petrus, om aan 10 redes te dink, hoekom die Here ons nie kan lief hê nie. Oor alles wat ons dalk verkeerd gedoen het, of te min gedoen het, of te laat gedoen het. En tog kies Jesus om met Petrus 'n gesprek te tree, en om in te nooi, en te sê, kom ons praat hieroor. Kom eet saam, kom ons praat hieroor, en het jy my lief? En waar Jesus dan vir hom sê, volg my. Is dit nie wat Jesus dalk vanoggend ook vir jou kom vra? Kom volg my net. Het jy my lief? Kom stap saam met my die pad. En baie keer eindige preek nogal hier. Ek het spesifiek die hele hoofstuk gelees, want ek dink ek sien 'n stuk menslikheid raak in die volgende verse wat hier volg, wat hier vanaf vers 20 staan, toe Petrus omdraai, sien hy 'n disipel vir wie Jesus baie lief was, natuurlik Johannes, kant toe oorleen, wat hy hom nou beskryf, wat hy ook by die maaltyd van Jesus se kant toe oorgeleen het en gevra het, Here, wie is die verraaier? Toe Petrus hom dan sien, vra Petrus vir Jesus, Here, wat van hom? Hoe baie keer vra ons nie, Here, wat van daai een? Wat van my man, wat van my vrou? Hoekom sorteer nie hulle uit nie? Hoekom eers hulle? Wat sê Jesus vir hom? Moenie daaroor bekommerd wees nie. Volg jy my? En ek dink dit is wat ons ook juis in hierdie tyd dan eintlik kan sê. Ons wil heeltyd soveel voorwaardes vir die Here gee en sê, Here, ek kan nie eintlik volg nie, want hierdie en hierdie rede. En al wat Jesus kom en sê, volg my. En dan wil ons sê, ja, ek hoor ek moet U volg, maar wat van daai een? Wat van daai een?
En tog sien ons dan dat Jesus dan net vir hom sê, moenie daaroor bekommerd wees nie. Daar was natuurlik, hy sê die misverstand uit wat hulle gedink het wat Jesus bedoel het, maar wat Jesus dan sê, volg my. En as ek dan vanoggend, as jy hierdie gesprek jouself sou indink, hoe dit sou wees as Jesus by jou kom sit, dalk daar op jou gunsteling stoel waar jy sit en hy daar langs jou kom sit, jou gunsteling plek, dalk op 'n klip in die natuur of so, en jy 'n gesprek met Jesus sou hê. Hoe sou daai gesprek lyk? Het jy al ooit gedink dat jy ook in 'n gesprek met Jesus so kan wees? As ware soos wat hy met Petrus in gesprek is. En wat sou jy vir hom sê? En sou Jesus dan ook vir jou sê, ek hoor jou, en ek verstaan jou, het jy my lief? En waarop jy kan antwoord, ja Here, ek het U lief, ek weet nie presies wat dit beteken nie, ek verstaan dit nie heeltemal nie, maar ek wil U volg. As jy die opdrag dan gee en sê, volg my. Want ek dink dit is wat Jesus van ons vra. En dat ons nie so gefokus moet wees op almal anders nie, maar eerder op onsself. Baie keer is ek in gesprekke, of van tyd tot tyd in gesprekke met mense, wat sê, is dit nie tyd dat ons vir die ander mense moet sê hoe verkeerd hulle is nie? Of, ons moet ten minste vir ander mense sê, hulle doen verkeerd en so. En dan wil ek amper sê, na aanleiding van Johannes 21, moet ek vir myself vra, hoe is dit waar van my? Hoekom begin ek nie eerder by my, as ek voel iets is verkeerd, as ek deel daaraan het, of selfs nie eers deel daaraan het nie, hoe lyk dit by my? Kan ek maar begin om dit reg te doen? Kan ek begin om eerbaar ding te wees? Kan ek die een wees wat mense met respek hanteer? Kan ek die een wees wat dien? Kan ek die een wees wat omgee? Kan ek die een wees wat sorg? Want ek dink dan is ons besig om te doen wat die Here van ons vra. Ek sien uit Jesus gesprek met Petrus, dat Jesus vir hom 'n tweede kans gee. Of sou ons sê 'n derde kans? Hoeveel kansse, ons kan amper nie noem hoeveel keer, hoeveel kansse Jesus eintlik vir Petrus en vir sy disippels gegee het nie. Ons kansse is nie op nie. Wanneer ons in opregtheid na die Here toe kom, met al ons dinge, ontmoet die Here ons waar ons is. Selfs dalk by ons gunsteling plek waar ons hom nie verwag het nie. Ek dink dalk Petrus het dalk Jesus nie daar verwag waar hy gaan visvang het nie. Maar tog kom Jesus en ontmoet hom daar waar hy is. Die Here ontmoet jou waar jy is. Hy kom vergewe jou. En dis die evangelie van liefde. Dis die evangelie wat ons verkondig. Dis die evangelie waarvoor Jesus kom sterf het, maar opgestaan het, sodat ons as vrygemaakte mense kan leef. En geliefdes, mag dit wees dat ons anders leef, omdat ons gesien het dat Jesus leef, dat hy opgestaan het. Petrus se lewe het anders gelyk toe hy weggegaan het. Mag ons lewe anders lyk, omdat ons Jesus gesien het, omdat ons gesprek met hom was. En as ons dit besef, dan kan ons ook anders leef. Mag jy ook in hierdie week wat voorlê, as jy weer Johannes 21 gaan lees, besef dat die Here jou geweldig lief het. En dat as hy vir jou vra, het jy my lief, dat jy daarop kan antwoord en sê, ja Here, ek het U lief. En dat jy sal weet dat die Here jou nie sal los nie. Amen. Here, dankie vir die woord vanoggend. Dankie dat U so lief vir ons was, dat U ons nie los nie, dat U ons kom vergewe het, soos U vir Petrus kom vergewe het, hom kom herstel het, dat U dieselfde ook vir ons kom doen het.
En Here, ons wil ook vanoggend kom verklaar dat ons U liefhet. Here, help ons om nie te fokus op ander mense of wie ons dink almal anders moet verander nie. Begin by my, begin by ons, dat ons so sal leef dat mense U sal raak sien. Ons vra dit in U kosbare naam alleen. Amen. Ons het so wil sing saam. And
met die feit dat ons nou paasnaweek gevier het laas naweek, is dit dalk baie maklik om te voel dat ek is geliefd, om te besef dit waaroor dit regtig gaan, dat ons is vergewe, ons is vrygespreek en dat die Here juis gekom het vir elkeen van ons. Selfs al het ons dalk ergens die gevoel gehad van ek is nie goed genoeg nie. Maar ek wil vandag dalk vir ons so 'n oombliekie laat stil staan met ons huisgeloof, soos wat Petrus moes stil staan wanneer Jesus hom weer konfronteer deur 3 keer vir hom te vra, het jy my lief? En ek dink daar moet definitief by Petrus hierdie gevoel gewees het van, so 'n rukkie terug het mense my gevra van ken ek hom en ek kon nie eers daarso ja sê nie. So ek wil jou vra, as jy iemand het wat naby jou sit, wat jy dalk vertrou, 'n vriendelike vreemdeling wat jy kan in die oë kyk en sê, ja nee, ek kan dalk met jou 'n gesprek hê, om dalk met hulle te deel, 'n oomblik in jou lewe waar jy voel jy het dit epically gefail. Ergens waar jy regtig die pot misgesit het, iets verkeerd gedoen het, wat jy so bewus is van daarso moes jy dalk beter gewees het. En ek dink ons het nodig met mekaar te deel, want ons is nie perfek nie en ons dink baie keer ons moet wees. Petrus was nie perfek nie. En ek wil jou vra om in eerste plek te deel, waar was dit daar oomblik wat jy so voel, nie die beste weergawe vir myself gewees nie. Maar ook, wat beteken dit vandag vir jou as jy hoor dat die Here vir jou nou 'n nuwe geleentheid gee om te sê, het jy my lief? En dat dit so half dit weer kan regstel, dat daar herstel is, dat daar versoening is, dat daar vergifnis is. So deel met mekaar as jy vrymoedig het asseblief. As jy alleen sit en met die Here praat, is jy ook welkom. Waar het jy al ergens daai fout gemaak? En wat beteken dit vandag vir jou as jy hoor Jesus vra vir jou, het jy my lief? En dat dit nou vrygespreek is. Deel asseblief met mekaar. Terwyl die laaste mandjies na vore kom, kom ons sluit ons oë. Here, ons dankie dat ons kan gee met harte wat oop is, omdat U vir ons soveel gedoen het. Dat U ons vrygespreek het en dat U ons ook kom herstel het in verhouding met U. Here, van daaruit kom ons in dankbaarheid om iets terug te gee, om iets te kom gee vir ander wat nie het nie, sodat hulle ook iets kan beleef van die goedheid, die trou en die liefde. Here, mag dit wat ons nou gegee het, mag ons dit met goeie onderskeiding gaan aanwend, dit waar U dit voorbeplan. Here, mag ons gehoorsaam wees daarin. En Here, mag dit U naam groot maak in die koninkryk opbou. Dankie Here dat ons dit vir U kan vra. Amen. Geliefdes, as elkeen van julle ook vanoggend kan sê, ek het die Here lief, kom ons staan nou op en ons sing saam en ons aanbid met ons laaste slotlied. For
Jy is welkom om jou hande vooruit te steek om hier 'n seën te ontvang. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees met ons elkeen wees en bly om ons te kan sê, Here, ons het U lief. Amen.